Dag al julle wonderlike mense. My naam is Wynand en dit is my baie groot voorreg om vandag met al julle kinders, ouers en onderwysers te gesels oor kinders met karakter is sout en lig. Ek wil graag twee karakters aan julle voorstel. Die eerste ene is Salty. En Salty weet sy moet die wêreld verander rondom haar deur die wêreld 'n nuwe smaak te gee en die wêreld se smaak te verander sodat hulle ook vir Jesus kan leer ken. En dan natuurlik Salty. Salty is die lig van die wêreld en Salty skyn die lig van Jesus sodat mense kan sien wie hy is. En saam gaan hierdie twee vir ons 'n paar karaktereienskappe vertel en waardes meedeel wat ons nodig het om uit te leef, om kinders met karakter te wees wat sout en lig is. Kyk gou na hierdie video. You are here to be light, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. We are going public with this, as public as a city on a hill. That's why you are here. You are here to be salt seasoning that brings out God flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? The world needs your God flavors. The world needs your God colors. The world needs you. Kon jy in hierdie video sien? Jy gehoor, die wêreld het jou nodig. Wat sê die Bybel daarvan? Kom ons kyk 'n bietjie in Matteus 5 vers 13. Julle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Maar wat beteken dit? Wanneer sout by sekere kossoorte gevoeg word, smaak dit baie beter. En God het vir my en jou, kinders met karakter in hierdie wêreld gesit, sodat ons van die wêreld 'n beter plek kan maak. Nou hoe proe sout? Net so op sy eie is dit nie lekker nie. Sout het 3 belangrike gebruike. Dit gee smaak aan kos, dit preserveer, dit help dat kos nie sleg word nie. Dit is noodsaaklik vir die mens se gesondheid. My vraag aan jou is jy sout? Maak jy van hierdie wêreld 'n beter plek? Daar waar ons elke dag leef, werk en skool gaan, daar moet ons sout wees. Daar moet ons geur en smaak gee, Jesus geur. Daar moet ons ook 'n verskil maak aan die omgewing, die mense en ons maats. Nou kom ek probeer dit gou vir julle verduidelik. As ek 3 glashouers neem en ek gooi kookwater in elke houer, daarna neem ek 'n wortel, 'n eier en 'n gemaalde koffiepit en ek gooi dit elkeen afsonderlik in die houers met die water wat kookpunt bereik het. Wat gaan met die wortel en die eier gebeur? Oor 'n tydperk van 10 minute sal die wortel gaar word. Dieselfde gaan met die eier gebeur. Die eier gaan ook na 10 minute gaar word in die kookwater. Dit is duidelik dat die water 'n invloed op die wortel en die eier het. Die water word nie wortels of eiers nie. Wat gaan met die water en koffiepitte gebeur? As ek koffie in die water gooi, word die water koffie. Dit gee selfs 'n reuk af. Die koffiepit het nie toegelaat dat die water hom gaar maak en verander nie. Nee, die water het koffie geword. So kan ons ook oor ons omstandighede besluit. Ons kan besluit of dit vir my en vir jou gaan beïnvloed, of gaan ek die omstandighede waarin ek is beïnvloed. Kom ek gee vir jou gou 'n bietjie praktiese voorbeeld. 'n Klompie maats beplan om verkeerde dinge te doen. Gaan ek saam met hulle dit doen? Of gaan ek vir hulle verduidelik dat dit wat hulle beplan verkeerd is en hulle eerder oorreed om iets meer positiefs te doen? Onthou, God wil hê ons moet koffiepitte wees en nie 'n wortel of 'n eier nie. Nou maats, ons moet sout vir die aarde wees. Ons moet die wêreld verander en nie toelaat dat die wêreld ons verander nie. En op ons eie gaan ons dit nie reg kry nie. Ons het nodig om vir Vader en vir God te vra en vir Jesus te vra om ons te help en ons te lei en ons te leer om sout en lig van hierdie wêreld te wees. Jy is welkom om saam met my te bid. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat U ons gekies het om die sout van die aarde te wees en die lig vir die wêreld. Help ons om elke dag deur U Gees in ons om die geur en smaak van ons omgewing te verander. Ons wil elke dag vir die wêreld wys hoe U lyk en U lig deur ons te laat skyn. Help ons dat die wêreld ons nie verander nie, maar dat ons die wêreld rondom ons verander. In Jesus se naam. Amen. My liewe maats, dit was baie lekker geweest vir my en Salty hierso om saam met jou te kuier vandag. 'n Volgende keer gaan ons 'n bietjie praat oor Lighty se eienskappe en wat hy doen om die wêreld te verander. So onthou, ons is kinders met karakter en ons karakter is om sout en lig van hierdie wêreld te wees. Ek is opgewonde om 'n volgende keer weer met jou te gesels.
Tot 'n volgende keer. Totsiens. Ek is gemaak om vir God te sing. Ek is gemaak om vir God te dans. Ek is gemaak om my lewe te bring. En nou wil ek alles vir Jesus gee.